Ek sit saam met die Here so 3 weke terug. En ek lees 'n stuk aan Lukas 19 waar Jesus met Palm Sondag begin inbeweeg. En ek hoor die woorde, die klippe sal uitroep. Kom ek los julle daar waar ek was. Wat beteken dit? En 'n week later stuur my ma vir my die foto en ek, dis bevestiging. Maar wat sê mens? Wat is daar van daai klein gedeelte wat Jesus sê? En hoe applicable of hoe maak dit nog regtig sin vir my, vir julle, wat hier sit in vandag se tyd? Wat bedoel Jesus hiermee? Dis waarmee ek geworstel het. En soos wat ons almal maar is ons so 'n klein bietjie dalk in die vleeslike kant, en dink ons, dalk wil die Here hê ons moet gaan kyk wat alles in die woord staan rondom klippe. Dit maak sin, hè? En ek was so klein bietjie down that rabbit hole, en ons sal nou 'n bietjie sien wat ek daar gesien het, en dan tot die Here my reg gehelp het. So ons lees daar in Genesis 28:11, lees ons van Jakob wat op die klip geslaap het en hy die engele sien neerdal by Bethel. Nou daar's wat ek vir julle so 'n prentjie op Google gekry, ek glo julle kan hom sien daarso. Dis 'n klein gedeeltjie daarso, en daar's so 'n bietjie van die geskiedenis rondom hom. En onder andere, sy vorige naam was Luz gewees. En ek dink, dis mooi, ek sien dit op Google, maar ek sien nog steeds nie die prentjie nie. En ek dink, God is, as jy die Bybel lees, hy praat in 3, hy praat in 7, hy praat in 40, praat hy. En ek dink, kom ons kyk 'n bietjie op Google, wat kan ons kry? Kom ons begin by 3. Nou 3 meter van hom, in die suidelike rigting, kry ons daai koppies, ek weet nie of julle dit mooi kan sien daar nie. En dit lyk vir my ongelooflik interessant, en dit trek my aandag, en ek hou die hele tyd die aandag daar, en ek weet nie of julle sien wat ek sien nie, dat 3 kilometer weg van waar Jakob gelê het met sy klip, sien ek iets in die gebergtes, kyk also, en hom terugvat vir julle, sien julle dit? As die klippe vandag moet uitroep, ek sê as die klippe vandag moet uitroep. Wow. As die Here se teenwoordigheid gebergtes kan verander, hoekom staan ons in die pad dat hy ons verander? Hoekom staan ons in die pad dat hy ons situasie verander? Hoekom klou ons vas aan ons as die klippe sy naam uitskree? As die klippe sy naam uitskree. En ek het nou nog so 'n prentjie daarso waar hy 'n bietjie meer gedraai is op Google Earth. En hoe meer jy omdraai, hoe meer kan jy net sien. Die Here is daar. Maar ek wil julle iets interessant wys rondom die naam Jehovah. As jy hom in Hebreëus skryf soos hy daar staan. Het julle gesien dat daai, as ek op my knieë is en ek kniel voor die Here, hoe Jehovah se naam 'n knielende persoon is voor God. As ons koning kniel voor die hemelse Vader, al laat dit my dink aan elke knie sal buig. Hoeveel te meer moet ons die naam hier hou, veilig hou, bewaring hou. Dis die naam bo alle naam, die naam waar elke knie sal buig. As ek nie respek het vir daai naam nie, hoe moet die vyand hê? Want ek kan nie 'n vyand aanvat. En kom ons noem hom op die naam 'n demoon, 'n duiwel, aanvat, as ek nie respek het vir die naam, bo alle name nie, want dan lag hy vir my. Maar terug na die kernskrif daarso, in Lukas 19 wil ek vat. En dis waar die Here absoluut meer gepraat het as wat hy in hierdie paar slides gepraat het. Nadat ek gedink het, ons gaan praat oor klippe en
Jakob se klip en Elia se klippe op die altaar en al hierdie klippe wat kom. Die Heilige Gees in die praise and worship dink ek meer gepraat oor wat die klippe sou uitskree as wat ek kon doen daar. So kom ons kom terug na die woord. Ons lees in Lukas 19. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele disippels van God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragte, dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs het uit die skare gesê vir hom, Meester, bestraf die disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. Jy sien, toe Jesus in Jerusalem inkom, toe weet hy oor 'n paar jaar, nie lank van daar, gaan die Romeine inkom en die hele Jerusalem vernietig. Hy het geweet, dis hoekom hy 'n paar verse aan sê dat hy het gehuil, hy het geween. Hy het geweet wat gaan gebeur met Jerusalem. Maar hy het nie net dit geweet nie, hy het geweet dat as sy volk by hom bly en aanhou harder uitroep en worship na hulle koning en by hulle koning bly, sou Jerusalem nie vernietig geword het nie. Want toe Jerusalem vernietig word en die klippe val en hulle breek, dink daai groot boulders wat daai mure is, wat se lawaai het gemaak, het daai klippe harder uitgeskree na die Here, harder uitgeskree as wat die mense uitgeskree het na die Here. Een vers met soveel krag. Is dit nog applicable in vandag se tyd? Amen. Want as ons nie bly loof en prys en by Jesus se voete wees en verklaar, hy is ons koning nie, hoe hard gaan ons klippe uitroep? Ek kan getuig daarvan. Ek glo elkeen van julle kan getuig. Want dit maak nie saak hoe swaar dit in ons lewens gaan nie, as ons nie bly praise en worship en die Here al die lof en die eer gee nie, beteken dit, ons is besig om 'n ander koning die eer te gee. En wat doen 'n koning? Wat hy goed dink. As ek vanmôre 'n USB-draad kon vat, hier so tussen deurloop en begin inplak, en ek kyk daar op jou serialnommer, wat gaan jy sê, wie is jou koning? As ons geestelikheid kon doen. Ons het 'n verantwoordelikheid om te bly loof en prys, maak nie saak hoe swak het gaan nie, maak nie saak hoe sleg het gaan nie, want ons is die lig en die sout, is ons nie? As ons nie bly loof en prys nie, ek sê vanmôre vir Gerard, dis hartseer oor 'n slegte habit so maklik aansteek tussen mense, maar goeie habit doen nie. Maar dis ons verantwoordelikheid om dit om te draai. Dis ons verantwoordelikheid om die persone te wees, die ligdraers te wees, wat as ek by my suster kom en sê, hoe gaan dit vanmôre, dan begin sy sommer borrel. Dan begin sy sommer oorloop van die salwing wat val. En as die een by my kom, borrel, dis wat ons moet wees, ons moet die verandering bring, ons moet wys wie is die koning. En dan is ons presies besig om harder uit te skree as wat die klippe doen. Dis 'n humbling experience om 'n woord soos dit te bring. En ek loof en prys die Here vir elkeen wat vanmôre opgedaag het, wat honger is. Ek bid vanmôre dat die Heilige Gees elkeen hierso, so sal dit oorloop. So sal dit borrel, dat julle saam met die engele, dat ons kan hop en skiep en spring en beweeg. Maar daar's 'n ander aspek ook hierso, behalwe vir die praise and worship.
As ek meer tyd spandeer, ek weet nie op wat se flikkanaal kyk ons flieks meer nie, ek bietjie het red verloor. Maar as ek meer besig is om flieks te kyk, video's te maak, liedjies te luister, en ek loof en prys nie my Here nie, waarmee is ek besig? Moet dit nie my hartsbegeerte wees, om te honger en te bly by Jesus. Meer tyd by hom te spandeer, meer by sy voete te wees, sodat ek meer soos hy kan word. Want slegte gewoontes wat ons sien, leer ons makliker aan. Ek is heidaglik besig met my studies by Oom Rooyes en wat gereeld uitkom is, hoe huwelike moeilikheid het, omdat dames op fliek sien, die een moet altyd blommetjies bring, dan gaan hy maak die bed op en hy bring kos in die bed, en my man doen dit nie en skielik is die moeilikheid. Hoekom? Want ons word anders te geprogrammeer deur die wêreldse goed. Die ander gedeelte wat ons ook sien in die wêreld. Jy sien, as die klippe uitroep, kon die Here op 'n baie mooi manier vir die Fariseer gesê het, daar's wette gemaak deur my Vader, daar's reëls gemaak deur my Vader, en as die klippe dit gaan onderhou, gaan die waarheid altyd uitkom. Klink snaaks, kom ek illustreer dit vir julle. Met ander woorde, of jy glo dat die wette wat ons hemelse Vader gemaak het, wat om gravitasie, bestaan of nie, is irrelevant. Want of ek glo gravitasie is daar of nie, wat gaan gebeur met hierdie klippe as ek hom los? Maar ek glo nie daarin nie, daar's nie gravitasie nie, gaan hy val? Nee, maar jy mors jou tyd, ek glo nie daarin, jy kan nou maar glo daar, ek glo nie, gaan hy val? Ja. Die Here het weer eens op 'n praktiese manier vir 'n Fariseer kom sê, of jy glo of nie glo dat die wette wat my Vader gemaak het bestaan nie, sy wil sal steeds geskied. Of Suid-Afrika glo of nie glo, of jy glo of nie glo dat Jesus opgestaan het nie, dat hy koning is nie, gaan nie maak dat die waarheid nie seëvier nie. Of jy glo daar's 'n wet wat jou wil beskerm, gemeenskap is binne in 'n huwelik. Nee, ek glo nie in 'n huwelik nie. Moet jy nie kom kla, as die pes en die ellende vir jou vat. Dis presies wat gebeur het, die Here het gesê, 'n man sal sy huis verlaat, en sy vrou aankleef. En nou, ons glo nie in die Bybel nie. Wat gebeur nou? Of jy glo of nie, God se woord sal bly seëvier. Wat hy gesê het, sal wees. En dit is volbring in Jesus naam. Hoeveel te meer ander goeders kan ons kyk, waar die woord van God ons mee waarsku en sê, dit is die wil, dit is die wet wat God gegee het. En oormôre beland ons in situasies of gebeur dinge met mense, en dan verstaan hulle nie hoekom, want hulle het nie daarin geglo nie, maar of jy nou geglo het of nie, is irrelevant. So dan begin nou vers net voor het. En hierso was vir my awesome. Toe bring hulle hom na Jesus toe, dis nou die donkie. En hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle hul klere op die pad. Weet julle wat beteken dit as jy jou klere op die pad gooi? As iemand loop.
Ja. Respek. As ons gaan kyk in 2 Konings 9 vers 13. Ek het dit nou nie daar opgesit nie. Wys dit vir ons dat die oomblik wat jy palmtakke, blare neersit, jou klere neersit, humble jouself voor daai persoon, jy sê jy's my koning. Jy's my koning. En wat gebeur hierso? Hierdie fariseërs hou nie daarvan nie, want hierdie Jesus, hierdie rabbi soos het hulle hom genoem het, is besig om te interfereer met dit wat hulle het, because they had a good thing going. En hy's besig om te meng, hy's besig om te krap, hy hoort nie. Die woord sê Jesus is binne in ons. Ons moet lewe, ons moet krap, ons moet nie hoort nie. Mense moet sê, ek wens hy was weg. Hoekom? Omdat die gees wat in die wêreld is, hou nie van ons nie. As jy in daai situasie is, prys die Here, want dan is die lig besig om deur jou te skyn. En hoe meer hulle wens, ons moet nie hier wees nie, kan ons nie wag nie, want binnekort gaan ons nie meer hier wees nie. Wel, ek is baie excited daaroor. Prys die Here, want hoe meer julle ons nie hier wil hê nie, hoe meer julle wens ons moet nie hier wees nie, ons gaan nie meer vir lankie wees nie. Maar terwyl ons hier is, gaan ons nie toelaat dat ons rondgestamp word nie. En dis presies wat hulle gesê het. Hulle het beaam. Onthou palmtakke in die Romeinse tyd en varingblare was hoe hulle victor, hulle oorwinnaar uitgebeeld het, daai blaartjies en dinge. En dis waar ek graag met julle iets wil deel. En Anna wag nou al 9 plus ure dat ek dit deel, want sy weet nie waaroor dit gaan nie. Terwyl ek besig is in die kamer om voor te berei en ek sonder af, is sy besig met die blomme se beplanning en al die mooi dinge wat sy gedoen het. Dis pragtig. En sy beeld presies uit dit wat die Here vir my in die kamer gee. Kyk die varingtakke. Voor die koning. Dis ons moet wees, ons gees moet borrel, moet uitloop, moet sê, maar daar's 'n ander koning, daar's 'n ander opsie, daar's 'n ander uitweg. Jy is op die verkeerde pad, wie ook al jy is, as jy sien die broer of suster is nie reg nie. My koning het dit gedoen. En die fariseërs sê hulle moet die rabbi moet hulle stil maak. Hoekom? Want hulle is so besig om te borrel, want hulle weet so, wie is die enigste een wat die lof en prys het, laat die rabbies besef, hulle gaan nie die mense kan stil maak nie, maar hy moet hulle probeer stil maak. Only Jesus. Daar's geen manier waar jy kan stil maak, en vanmôre wil ek vir jou sê, dat al probeer die wêreld jou stil maak, al probeer die wêreld jou druk, al maak die vyand wat, hy kan jou nie stil maak, as jy nie kies om stil gemaak te word nie. Hoor jy dit? Hoor julle dit? Gaan dit in? Ek kan nie, al wil die wêreld my hoe depressief maak, depressief word, as die gees wat in my is, groter as hy is wat in die. Amen. Nou hoekom laat ek toe, laat dit gebeur? Want ek twyfel oor wat binne in my is. Hoekom? Want ek spandeer nie genoeg tyd by hom nie. Jy sien, die vorige vers sê, hulle het hoekom gejubel? Oor dit wat hulle gesien het hy doen. Dis hoekom hulle nie stil gemaak kan word nie. En in vandag se tyd en met die wette en die dinge wat verander soos dit verander, is ons presies daar. Die fariseërs wil ons stil maak, hulle wil ons monde toemaak, hulle wil nie hê ons moet verklaar dat die Heilige Gees is op ons nie. Hulle wil nie hê ons moet in ons geestelike gawes leef nie. Hulle wil ons so toemaak. Jy moet nie links of regs kyk, jy moet net so voor jou kyk. Want as hulle jou daar het, dan verwerp jy dit wat binne in jou is. Dan begin jy worry.
Hoe gaan daar môre kos wees? Hoe gaan daar môre geld wees? Hoe gaan daar petrol wees vir my as ek nou vandag kerk toe gaan en môre moet werk toe gaan? Okay, 4 Sondae, ek weet nie, die petrol gaan dit nie maak nie. Ek kan nie onthou enigstens dat Jesus sê nie, maar ons gaan oor 2 weke, ons moet net wag vir Payday, dan gaan ons daai kant toe uit. Dit is nie hoe Jesus gewerk het nie. Hoekom nie? Want hy het geweet, hy was by sy Vader, hy is deel van sy Vader, hy is een met sy Vader, hy weet hoe hy werk, hy weet dat alles is sy Vader se. Sit allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En wat sal dan gebeur? Hy sal voorsien in sy oorvloed. Dis hoe Jesus geloop het. En dit is wat elkeen wat geloof en prys het, elkeen wat sy baadjie uitgetrek het gesê het hierso, Jesus kom loop. Jesus is palmtakke, kom loop. Wat hulle gesien het en wat hulle uitgeleef het. En daai klippe wat daar onder gelê het op daai pad, het gesien hoe mense hulle self humble en hulle kleed daaroor gooi, sodat die koning loop. Nog iets wat die klippe so uitskree. Ek sien so my geestesoog, sien ek Openbaring, is dit 9:7 of 7:9, hoe daar menigte mense so in is, en hoe hulle die palmtakke so neersit. Ek kry dit. Ons hoef nie uit te sien na dit wat nog kom nie. Ons kan dit nou al lewe. Daar is 'n awesome woord, waar hulle sê, as jy 2 mense, en ek moet dit ongelukkig aan sê, if you take 2 people, and you put them in a prison, one will see the stars, and the other one will see the bars. Wat sien jy vandag, in jou situasie waar jy is? Sien jy dit wat jou vashou, dit wat jou limiet? Of sien jy die een wat maak, dat jy geen limiete het nie, solank jy in sy wil bly? As hy gesê het ja, wie kan sê nee? Wie kan sê nee? Niemand kan sê nee nie. Op daai oomblik waar Jesus en die Fariseer so bietjie met mekaar stoei, sien ek ietsie. En julle kan vir my sê of julle saam met dit sê, ek sien 'n Moses met 2 kliptafels afstap van die berg Sinaai. En hoekom sien ek dit? Want die Fariseer was in God se teenwoordigheid en Jesus was in God se teenwoordigheid, né? Maar wat is die verskil? Jy sien, die klippe was in God se teenwoordigheid. Die wet kom van God af. Moses was in God se teenwoordigheid. Maar wat er een glou? Wat er een gloei? Die een wat toegelaat het, laat die woord ingaan en hom van binne af verander. Julle weet wat is die groot verskil tussen die wet en die gees. Die wet kan vir jou sê, hey, wow, jy is op die verkeerde pad, maar hy kan jou red nie. Hy kan nie. Dis presies wat die klippe gedoen het. So die klippe was in God se teenwoordigheid en ek kan jou waarsku, moenie dit nie, moenie dat nie, moenie dit, moenie, wow. Maar hy kan nie red nie. Maar die gees sê nie net vir jou, pas op nie. Hy gee jou die vermoë, of nie die vermoë nie, hy gee jou die opsie uit. Hy point jou in Jesus. Nou wat probeer ek vandag sê? Ons kan almal hier sit, almal in God se teenwoordigheid. Wie is nie vandag in God se teenwoordigheid nie? Ons is almal in God se teenwoordigheid. Hoe gaan jy uit? Hoe laat jy toe, dat terwyl jy in God se teenwoordigheid is, hy met jou werk? Hou jy vas aan daai woede, aan daai kwaad, aan daai seer, aan daai wat ook al, hou jy vas daaraan, of laat jy toe, dat God dit afsny, wegsny, wegvat van jou af? As ek toegelaat het, en vasgehou het aan dit wat my seer gemaak het, aan dit wat besig was om my te klou, sou ek nie eens by daai trappe kon oploop nie. Maar die Here het gekom, toe ek gesê het, Here, ek kan nie meer nie, en het so weggesny en weggevat van my af, dat die oomblik wat ek in die teenwoordigheid van God kom, kan ek nie stil staan nie. En dis hoe elkeen van ons kan wees, as ons toelaat, want ons is die enigste ene
wat in die pad staan, want ons is ons eie koninkies baie keer. Ons sit op ons eie kroontjies. Ek weet nie van julle, wie vir julle al gebid is om in tale te spreek en hande opgelees nie, maar ek weet in die begin het ek gesukkel om in tale te spreek, want ek het vir myself gesê, maar die klink nie lekker nie. Stadig, iemand gaan seer kry. Wie het in die pad gestaan? Ek sê nie almal van julle moet nou kom en ons moet nou almal in tale praat nie. Maar wanneer die Here deur jou wil werk, of dit is met tale, of dit is met hande oplegging, met genesing, al die gawes is beskikbaar. Maar as ons gaan bly vashou aan die klippe, kan die Gees nie met ons werk nie. Ek bevestig dit met skrif. En gelukkig het ek nou lekker groot gesit, so ek gaan nou so 'n bietjie nader moet stap hier. So. Nie dat ons uit onsself bekwaamd is om iets, as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamdheid uit is God. Want ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En as die bediening van die dood met die letter op klippe gegraveer in die heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? Laat dit insink. Nie alles wat in die teenwoordigheid van God is, gaan dieselfde uit nie. Want die woord sê, die letter kan net die bediening van die dood wees. Ons moet nie daai wees wat uitgaan en sê, moenie, as net dit stadig, asseblief, per. Nee. Wat moet ons wees? Ons moet daai lig wees. Wat sê, is reg, wees versigtig. Ek sê dit nie doen nie, wees versigtig. Maar dis hoe my koning wil hê ons moet dit doen. Ons moet nie die wees wat die klippe optel en sê, moenie, stop dit. Want dis wat baie doen met die woord van God. Het jy gesien, daai het dit gedoen, die woord sê dit, dan gaan dit op my status, ek hoop hulle lees dit. Nou het ek my deel gedoen, voete agteroor. Nee, ons kan kies, is die woord wat bedien word 'n klip, of is dit 'n brood wat ek oopbreek? Want as dit 'n brood is wat ek oopbreek, en ek kom na my broer toe, en ek gee vir hom 'n brood, kan hy geestelik begin groei, want ek voed hom. Maar as ek vir hom kom en ek gooi hom met klippe, dit gaan nie werk nie. Maar as ek vir hom brood gee, en hoeveel keer het ons al gesien, daai, kyk nou weer wat het hierdie klomp gedoen, kyk nou weer wat het hierdie klomp gedoen, hier is die skrif, hier is die skrif, hier is die skrif, maar het ons uitgegaan en gesê, maar ja, julle doen verkeerd, maar kom ons gesels hier, kom ons kry dit reg, kom ek gee vir julle geestelike brood. Paulus gaan tot so ver om te sê, hy gee vir hulle geestelike melk. Jy sien, toe Moses geroep is, het hy geweet wat om te doen. Hoeveel Israeliete dink julle het saam met hom getrek, net so? Thumbs up. So 15? Dalk 20?
As ons as mans partykeer nie weet hoe om ons gesin te lei van 3 en 4 groot nie, hoe moes hy gevoel het oor 2,5, 3 miljoen mense? Hoe het hy dit gedoen? Het hy dit deur homself gedoen? Hy het Jesus gehad wat al die pad saam met hom gestap het. Ek gaan dit nou vir julle bewys in die woord van God. Jy sien, as ons as mans in 'n posisie kom, waar ons nie weet nie, is dit vir ons makliker om net toe te maak die deurtjies en te onttrek. Luister, hierdie 2 weke praat ek nie verder nie, ek gaan die ding probeer uitwerk. Kom terug na jou toe. Nommer wat jy gebel het, is nie beskikbaar nie. Maar ons moet gaan na Jesus toe. Want die oomblik toe die volk teen Moses opstaan, toe sê hy, Here, kyk wat maak hulle, hoe maak ek? Party van ons werk in harde werksplekke, met harde mense. Jy gaan dink, hoe gaan dit lyk as ons daar voor hulle omdraai? Here, hoe maak ek met die een? Goed, ek dink ons gaan dit so maak. Maar dis wat Moses gedoen het. Hy het nie altyd verstaan nie. Ek lees gou so vinnig, hy sê, hy het nie altyd verstaan wat hy moes doen nie. Hy het ook nie geweet hoekom hy dit moes doen partykeer nie, maar hy het dit gedoen, want hy was gehoorsaam. En hoekom was hy gehoorsaam? Omdat hy geweet het God is die enigste een. Ja. Hy het nie net geweet God kan dit doen nie, hy het geweet God is die enigste een wat dit kan doen. Dit is waar die verskil in kom. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink, maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? En die Here het Moses geantwoord, ek het die ek uitvergeet, ek trek voor die volk uit, trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam, en neem jou staal waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou, by die rots, by Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. As die klippe kon uitroep. Wie dink julle was daai klip gewees? Wie dink julle was daai ek sal voor jou uittrek? God. Kyk wat sê Paulus oor. Want ek wil nie hê, broers, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see gegaan het, en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet, en almal dieselfde geestelike drank gedrink. Wat hulle gedrink het uit die geestelike wat? Rots, wat gevolg het, en die rots was, ek hoor nie, die rots was Christus. Elke oggend as ons opstaan, moet ons begin by Jesus, begin by woord. Here, wat is u woord van my vir vandag? Dis die manna, want ek weet nie wat ek gaan kry by God nie. Wat is dit wat my vol maak? Want as ek nie vol is nie, kan ek nie iemand anders te help nie. Ek moet die manna gaan soek, en waar gaan haal ek my manna? By God. Waar was ek myself skoon? Waar drink ek? Waar voed ek myself met water? Deur die bloed van Jesus was ek myself skoon, en die water maak, dat daar lewende water uit my uit kan spruit. Want as ek vuil is, gaan daar nie skoon water uit my kom nie. Christus is daai rots. Hy was met Moses gewees. En dit laat my nou nogals eintlik lekker lag. Maar ek gaan dit nou met julle deel. So Jesus is in die woestyn en hy word versoek deur Satan. Vir 40 dae. En hy gaan sommer daar aan van.
En hy was nou al honger gewees, en toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat dit brood moet word. Maar Jesus antwoord, en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie brood alleen leef. Daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Wie is die woord van God? Jesus. Hy sit die vyand mooi op sy plek. Want mense sal nie van kos lewe nie, maar sal lewe van elke woord wat my Vader spreek. Want my Vader sal hulle lei tot daar waar hulle kos moet hê. Hy het nie gesê, die Vader sal hulle gooi met die klippe nie. Hy het gesê, ek is die woord. En vandag, waar ons gereg maak vir nagmaal, wie is die brood wat ons voed? Wie is die water waarin ons drink? Die wyn wat ons drink? Die sap wat ons drink? En daarom het Jesus gesê, gebruik het soveel as wat jy kan. Hoekom? Want jy sal van meer lewe as net brood. Maar van elke woord van God. En as ek hom moes vertaal, sou ek gesê het, elke lewende woord. Want die woord van God is nie dood nie. Die woord van God lewe, hy haal asem. Dis 'n love letter. Dis awesome. En daar's nog hordes en hordes wat ons moet delf en regmaak en ontdek en kry. As hy dood was, het ons mos al reeds alles ontvang. Het ons mos al reeds alles verstaan. Soos wat daai prentjie van my gewys het met die klippe. Wie die klippe gesien en wie die woord gesien? Wie het gesien daar's woord binne in die klippe? Waar is die prentjie? Die klippe is haar uitroep. Net soos dat ek weer begin het. Ek is lief vir die Here. En ek soek die Here in elke liewe situasie, in elke plek, elke ding, en as ek hom nie vind nie, loop ek uit. Klaar. En toe ek daai hoopie klippe sien, toe sien ek die klippe se uitroep. Ek gaan eers afsluit met gebed, en daarna gaan ons nagmaal gebruik. Dankie Here vir die voorreg wat ons gehad het, om in U teenwoordigheid te kom, om U woord te kry, Here. Dankie Here dat ons vanmôre nie gaan toelaat dat die klippe uitskree nie. Here, dat ons U naam hoër gaan lig as nog ooit van tevore, Here. Here, laat die berge terug gaan ekko U naam soos wat ons hom uitroep, Here. Here, dat elkeen van ons hierso vanmôre 'n herlewing binne in onsself bevind, Here. Here, dankie dat U ons bou en stig met die woord, Here. Ek kom seël die woord toe met U bloed, o Here. Ek bid U lewende water uit oor elke saad wat gesaai is vanmôre, o Here. In die naam van Jesus loof en prys ons U. Ons sê vir U dankie, Here, vir elke kyker daar buitekant, Here, elkeen wat in 'n situasie sit. Here, ons kom bid vrede, ons kom bid uitweg in Jesus naam. En ons bid dat hulle U sal vind, Here. Here, ek bid vanmôre dat hulle sommer net op YouTube sal rondskrul en op hierdie boodskap sal uitkom en tot nuwe insig sal kom, Here. Ons bid dit alles in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.